In ons vorige video's het ons gekyk na y is gelyk aan x kwadraat, wat die mees basiese parabool is, want die koëffisiënt van x kwadraat is 1 en ons het niks bygetel. Toe het ons daarna byvoorbeeld na minus x kwadraat gekyk, of na 2x kwadraat gekyk. Dit het beteken, ons het nou 'n getalletjie anders as 1 voor die x kwadraat. Nou wat ons in hierdie video wil doen, is om iets by te tel. So as jy kyk na die 2 wat ek reeds hier op die bord het, f van x is gelyk aan x kwadraat, dit is net ons standaard basiese parabool. Ons het hom geteken en daarom het ek net sy grafiekie weer hier, sodat ons kan vergelyk. Dan sal jy sien, het ek 4 afgetrek van die x kwadraat. En ek wil nou graag ondersoek watter invloed dit op die grafiek van f het. Nou ja, ek gaan nou nie meer punt vir punt plot nie. Wat 'n mens regtig nodig het om 'n parabool te teken, is die x-afsnitte, die y-afsnit en die draaipunt. So ek wil die 3 dinge bereken en dan wil ek die skets van die parabool maak. Goed, vir die x-afsnitte moet ons y gelyk aan 0 maak. En as ek y gelyk aan 0 het, dan het ek, onthou g van x is in die plek van my y. So dan het ek 0 is gelyk aan x kwadraat minus 4, wat 'n kwadratiese vergelyking is, en ek faktoriseer dit is die verskil van 2 vierkante. En dan as hierdie hakkie vermenigvuldig met daardie hakkie vir my 0 moet gee, moet of x minus 2 gelyk aan 0 wees, of x plus 2 gelyk aan 0, moet gelyk aan 0 wees. So dit gee vir my x is gelyk aan 2, of x is gelyk aan min 2. So nou weet ek waar gaan die grafiek deur die x-as, want ek het my x-afsnitte uitgewerk. Dit is hier by min 2 en daar by plus 2. Goed, kom ons vee my berekeninge hier uit, en dan werk ek die y-afsnit uit. Vir die y-afsnit maak ek x gelyk aan 0. So my vergelyking, wat nou mos eintlik y is gelyk aan x kwadraat min 4 wees, sal as die x 0 is, net y is gelyk aan min 4 wees. So dit beteken my y-afsnit, daar waar hy deur die y-as gaan, is by minus 4. Nou waar is my draaipunt? Nou in graad 10 is jou draaipunt altyd op die y-as. Ons het niks links of regs geskuif nie, ons gaan dit ook nie doen in graad 10 nie, dit is eers in die graad 11 syllabus. So net soos wat y gelyk aan x kwadraat 'n simmetrie-as op die y-as het, en die simmetrie-as gaan deur die draaipunt, so gaan x kwadraat min 4 ook 'n simmetrie-as op die y-as hê, en die draaipunt lê hier op die y-as. Ons weet op die y-as is sy x-koördinaat 0, en sy y-koördinaat kan ons aflees hier, dis 4. En goed, dit is genoeg inligting om die skets te kan teken. Kom ons kyk net, laat ek weer probeer, deur al daardie punte, en deur daardie punte. Dit is 'n geronde vorm, dit moet nie 'n skerp hoek wees nie, jy moet nêrens 'n liniaal optel nie.
Ek gaan probeer om daar die linkerkantste een 'n bietjie beter te teken. Jy het 'n ronding hier en hy bly gerond en daar gaan hy deur. Goed, dit dan is die grafiek van G. Want G van x was x² minus 4. Nou, wat het gebeur met my funksie f toe ek 4 afgetrek het? My hele grafiek het met 4 eenhede afgeskuif. In plaas van om by 0 op die y-as te draai, het hy nou by minus 4 op die y-as gedraai. In plaas van om 'n y-waarde van 4 hier te hê, by x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan min 2, is hy nou 4 eenhede laer. So die hele grafiek het net 4 eenhede afgeskuif. So dit is die grafiek van y is gelyk aan x² minus 4. Nou wat het gebeur met sy definisieversameling? Ek gaan net na die definisieversameling van G en die waardeversameling van G kyk. Vir my definisieversameling, vir enige parabool is dit altyd x is 'n element van die reële getalle. Want onthou, ons wil kyk vir watter x-waardes is daar 'n punt op die grafiek, en omdat die grafiek weier en weier word, al gaan ek hoe ver ook al op my x-as aan, ergens sal ek direk na die grafiek toe kan stap. So vir alle parabole is die definisieversameling x is 'n element van R. Nou wat van die waardeversameling? Hier sien jy dat ek 'n laagste punt op my parabool het. My waardeversameling is die y-waardes wat ek op die grafiek gaan kry. My laagste y-waarde is minus 4, so my y-waarde moet altyd groter of gelyk aan minus 4 wees. So, as ek gaan na minus 5 toe, jy kan maar hier beweeg by y is gelyk aan minus 5, jy gaan nooit by die grafiek uitkom. Y gelyk aan minus 4,5, die eerste keer wat 'n horisontale lyn deur die parabool gaan is hier by minus 4. Dan by minus 3 ook, minus 2, minus 'n half, vir al die y-waardes groter as minus 4, gaan ek ernstig 'n punt op die grafiek kry met daardie y-koördinaat. Dus, my waardeversameling is y is 'n element van reële getalle en y is groter of gelyk aan minus 4. En ons kan dit ook skryf as 'n interval. Nou onthou, by jou interval begin jy altyd met die kleinste getalletjie, en die kleinste waarde vir y was daar minus 4, tyd laat ek net die regte pen kry, was minus 4, en die punt minus 4 is ingesluit, daarom het ek 'n vierkantige hakie. En dan gaan ek vir ewig aan, kyk in my rooi grafiek, gaan vir ewig aan boontoe, so dit hou aan in die positiewe rigting. En oneindig is nooit ingesluit nie, want daar is nie 'n getal soos oneindig nie. Dit is net 'n simbool wat ons gebruik om te sê, ons begin hier by minus 4 en dan gaan ons vir ewig op met ons y-waardes. Goed, op die volgende bladsy het ek net die 2 grafiekies op die rekenaar geteken, dan lyk hulle beter as wat myne lyk. So jy kan sien f van x is x², daar is hy draai deur die oorsprong, so sy waardeversameling begin by y is gelyk aan 0 en dan is die grafiek bokant die x-as. En
g van x is x kwadraat minus 4. Hier kan jy duidelik sien hoe alles met 4 eenhede afgesak het. Van 0 gaan ek na 4 toe, van minus 1 hier gaan ek na minus 3 toe, wat 1, 2, 3, 4 eenhede laer is. En so kan jy maar enige punt kyk. Hier is my y gelyk aan 4, en nou vir my nuwe grafiek is dit 4 eenhede laer. So in die algemeen, as jy iets aftrek van 'n grafiek, dan skuif die grafiek af. Ons noem dit 'n translasie. Translasie beteken skuif, en in hierdie geval sal dit 4 eenhede afwaarts wees. Afwaarts. Goed. So, wanneer hulle jou vra om te beskryf in woorde wat het gebeur, dan moet jy 'n werkwoord hê, so jy moet sê jy skuif of jy transleer. Ek dink skuif is 'n beter woord. Ek skuif die grafiek 4 eenhede afwaarts. Reg, kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. In hierdie voorbeeld gaan ek weer na 'n vertikale skuif kyk. Met ander woorde, die grafiek gaan weer op en af beweeg. Ek het egter hierdie keer begin met die grafiek y is gelyk aan minus 'n half x kwadraat. Dit is een van die wat ons in die vorige video geteken het, en daarom moet ek hom net klaar hier op die skerm ook. Jy sal onthou dat die minus maak dat die grafiek omdraai. Gewoonlik lyk 'n parabool mos so, en omdat ek 'n negatief voor die x kwadraat het, lyk hy nou so. Goed, ek wil graag weet, wat gaan hierdie plus 2 aan my grafiek doen? So, kom ons kyk na y is gelyk aan minus 'n halwe x kwadraat plus 2. En weer eens gaan ek die x afsnit, die y afsnit en die draaipunt uitwerk. So vir die x afsnit, daar's eintlik 2 van hulle, nou skryf ek daar afsint. Kom ons los hom net x afsnit. Ons maak hom maar reg, x afsnit. Vir 'n x afsnit maak ek altyd y gelyk aan 0, so ek kry minus 'n halwe x kwadraat plus 2, wat hier in die, my grafiek is mos eintlik, y is gelyk aan minus 'n halwe x kwadraat plus 2, en ek moet y gelyk aan 0 maak. Laat ek net vir myself 'n bietjie plek hier maak. Vir die x afsnit maak ek y gelyk aan 0, daarom is 0 wat in die y se plek is, gelyk aan minus 'n halwe x kwadraat plus 2. Ek wil graag van die minus 'n half hier ontslaa raak. Ek kan my terme ander kant toe vat, kom ons doen dit maar. As ek dit na die ander kant toe vat, gaan die minus 'n halwe x kwadraat plus 'n halwe x kwadraat, en die plus 2 gaan min 2 word. En dan gaan ek van my breuk ontslaa raak deur elke term met 2 te maal. As ek hierdie eerste term met 2 maal, gaan die half en die 2 uitkanselleer, en ek gaan kry x kwadraat, en as ek die tweede term met 2 maal, gaan ek kry minus 4 is gelyk aan 0. So nou weet ek, dit faktoriseer verskil van 2 vierkante, en ek weet dat of hierdie eerste hakkie moet 0 wees, of die tweede hakkie moet 0 wees, want dit is so, omdat wanneer die produk van 2 goed, as ek 2 goed maal en my antwoord is 0, dan moet een van die 2 ten minste 0 wees. So hierdie gee dan vir my x is gelyk aan 2, en daardie gee vir my x is gelyk aan min 2. So dit beteken, my grafiek gaan deur die x-as
by -2 en +2. So by -2 en +2. Dis waar my grafiek nou deur die x-as sal gaan. Vir die y-afsnit, kom ek maak net vir myself maar 'n bietjie plek weer. Vir die y-afsnit maak ek altyd x gelyk aan 0. Af y, wat maak ek? Snit, afsnit. Maak ek x gelyk aan 0 en dan word dit hierso y is gelyk aan 0 vir hierdie term plus 2, so y is gelyk aan 2. Dit beteken dat die grafiek deur 2 op die y-as gaan. Nou dadelik kan jy sien, die vorm het niks verander nie. Kyk daar, ons weet mos, hy draai. Kom ons doen maar draaipunt net vir volledigheidshalwe. Draaipunt. In graad 10 is die draaipunt altyd op die y-as. So die x-afsnit vir die draaipunt is 2 en die y-afsnit is daar waar hy deur die grafiek gaan. Of daar waar die grafiek deur die y-as gaan. So dit is so 'n parabool. Alles het net mooi 2 eenhede opbeweeg. Want kyk, ek het plus 2 bygetel. So wanneer ek 2 bytel, positief 2, beweeg, hier is my oorspronklike grafiek, y gelyk aan minus 'n half x kwadraat, en toe ek plus 2 bysit, het die hele grafiek 2 eenhede opbeweeg. So daar's my grafiek van f. As ons kyk na die definisieversameling, is dit weer x is enige reële getal vir albei die 2 parabole, maar vir die waardeversameling, kom ons kyk na die waardeversameling van die grafiek f, met ander woorde, dis die blou een wat ek nou net geteken het. Ek kan sien, hy gaan vir ewig af onder toe hier. So al hierdie y-waardes is 'n deel van die waardeversameling en ek gaan op totdat ek by 2 kom. So ek het 'n grootste waarde vir y daar. So my waardeversameling is y is 'n reële getal en y moet kleiner of gelyk aan 2 wees, want 2 is die grootste waarde, maar alles onder 2, met ander woorde alles wat kleiner as 2 is deel van die waardeversameling. As 'n interval sal ek dus sê, onthou vir die interval kom jou grootste waarde altyd laaste. So omdat 2 my grootste waarde is, het ek hom so lank hier ingeskryf. Dis 'n geslote hakkie, is 'n vierkantige hakkie, want 2 is ingesluit. Aan die linkerkant het ek 'n ronde hakkie en ek kom hier van minus oneindig af op, want die pyltjies gaan aan vir ewig in die negatiewe rigting. Goed, kom ons kyk net, nou het ek 'n fout gemaak hier. Ek wou graag gekyk het na die skets soos die rekenaar dit vir my geteken het. Ja, daar kan julle sien, F en P, dis dieselfde 2 as wat ek nou net op die skerm gehad het. Dit is nou net baie goeie tekeninge hier. So, F is nou hierdie een wat 2 eenhede opgeskuif het, want ek het 2 by die grafiek van P getel. So, dis ook 'n translasie en ek skuif my grafiek 2 eenhede opwaarts. Goed, so jy kan maar sien, as jy 2 bytel, dan skuif die grafiek op, en by ons vorige een, laat ek net gou kyk, waar is dit nou weer? Hier het ek 4 afgetrek, en dan het ek
afgeskuif. So dit is basies wat gebeur as ek bytel of aftrek by my ax kwadraat. Ek wil nou nog net hierdie enetjie gou vir julle wys. F van x is x kwadraat, hier sê, ons het hom nou al dikwels geplot. H van x het ek nou x kwadraat plus 1. So, wat gaan met hierdie grafiek gebeur? Dit gaan een eenheid opskuif, want dit beteken skuif een eenheid op. So sy nuwe draaipunt, in plaas daarvan om hier by 0 te draai, gaan hy nou by y is gelyk aan 1 draai. Kan jy sien, toe x1 was y ook 1. Kyk, hoe x1 is, toe is y ook 1. Nou gaan y dus 2 wees. Toe x min 1 was y 1, so nou gaan dit minus 2 wees. So, ek gaan nou nie verdere punte kyk nie, dit is wat gebeur, die grafiek skuif op met een eenheid. Maar, as jy sou probeer het om die x-afsnitte uit te werk, kan jy sien, daai blou grafiek gaan glad nie deur die x-as nie. So vir die x-afsnitte maak ek y gelyk aan 0 en onthou y is maar altyd h van x, so ek kry 0 is gelyk aan x kwadraat plus 1 en as ek die 1, net die 1 na die linkerkant toe vat, dan kry ek minus 1 is gelyk aan x kwadraat. En dit kan nooit waar wees nie. Geen oplossing. Want daar is nie iets wat jy met homself kan vermenigvuldig. Maak nie saak of dit 'n positiewe of 'n negatiewe getal is nie. Daar is nie iets wat jy met homself kan vermenigvuldig en dan kry jy 'n negatiewe antwoord nie. Want selfs as x negatief is, as jy dit kwadreer, maak 'n min maal 'n min vir my 'n plus. So, daar is grafieke, daar is parabole wat glad nie deur die x-as gaan nie, soos hierdie een, wat basies maar my moedergrafiek was, wat net een eenheid opgeskuif het. As jy dit moet teken, moet jy altyd kyk na die koördinate van meer punte, sodat jy kan weet hoe styl hy opgaan. Soos hier het ek gekyk wat gebeur as x1 is, dan kry ek 1 kwadraat plus 1, wat 2 is, en wat gebeur as x min 1 is, dan kry ek min 1 kwadraat, wat ook plus 1 is, plus nog 1, gee vir my daardie punt 2. Goed, nou weet ons van 'n parabool nouer of wyer maak, ons weet daarvan om hom in die x-as te reflekteer, as ons 'n minus voorsit, en ons weet ook wat gebeur as jy plus q het. Ek gaan net in die algemeen gou kyk, wat het ons nou vir 'n parabool? Ons het y is gelyk aan ax kwadraat plus q. Die rol van hierdie a is die vorm. Die parabool kan so lyk, ons praat maar sommer van 'n happy parabool, dit lyk of hy glimlag, as a positief is. En 'n sad parabool wat so lyk, dit lyk regtig soos 'n sad gesiggie, en dit gebeur wanneer a negatief is. En dan die rol van die q is hy skuif die grafiek op as q positief was, of af as q negatief was. Goed, dit is die sketse van ons parabole.